julle die teks wat ons het vir vanoggend, wil ek vir julle verduidelik. Is daar iemand wat my kan kom help? 'n groot mens wat my kan kom help gou-gou. Johan, ag, dit sal gaaf wees. Ek gaan 'n toukie aan jou hand vasmaak, hoor. Sal jy die knoopie net maak daarso? En dan gaan ek so maak. Ek gaan ene om jou hand sit. Ek gaan hom so draai. En ek gaan ene om jou hand draai, so, en ene om jou hand draai. Hy moenie afkom nie, hoor. Hy moenie afkom nie. So draai. So draai. Nou moet ek net gou om ons knoop hom. Hierdie kant ook. Gaan hom nou afsny, hoor. Daar is hy. Kom ons sny hom gou kort. OK. Nou, die Bybel, die teks wat ons lees vanoggend sê, ons is vrygemaak, nê? En ons is vrygemaak om die Here lief te hê. Reg? En mekaar lief te hê. Nou, ek het 'n paar lekker goed saamgebring en ek gaan vir julle elkeen een gee, maar moet hom nou nie eet nie, hoor. Kry vir jou lekkertjie? Kry vir jou 'n lekkertjie? Ja, enige ene. OK, goed. Nou, hier is die opdrag wat ek vir julle gee. Julle is mos lief vir Jesus, nê? Is dit reg? En julle wil ook vir ander mense wys dat Jesus vir hulle lief is, nê? OK, goed. Ek wil hê julle moet daai lekkertjies gaan uitdeel. Maar jy moet hierdie kant omloop en jy moet daai kant omloop. Toe, julle moet so deel en omloop. Toe, begin. Toe gaan deel die lekkertjies uit. Jy mag nie los gaan nie, jy moet vasbly. Jy kroek, broer. Ek moes hom geknoop het. Toe gaan deel uit. Hoekom nie? Julle is vas. Nee, dit is wat sonde aan ons doen. Die sonde maak ons vas, sodat ons nie die liefde wat ons het, vir ander kan gaan uitdeel. Nou, as ek dit doen, want dis wat Jesus aan die kruis vir ons kom doen het, hy het ons vry kom maak, kan julle nou die lekker goed uitdeel. Nou gaan gee vir iemand, en as jy dit vir iemand gee, sê, dis omdat Jesus jou lief het. Toe, gaan deel dit gerus uit. Aan enige iemand, jy kan kies. Hy broer, gaan deel nog 'n paar uit aan mense. Hoor, vat die bak en dan gaan deel jy sommer net uit. En dan sê jy vir die mense, Jesus het jou lief. Jesus het jou lief. Julle moet maar tog het aan die Karika ook daar heel agter gee, hoor. Sy kort 'n bietjie liefde. Julle kan gerus by die ander, gaan kry daar by die ander en dan deel julle ook uit. En dan kan julle, as julle klaar is, kategese toe gaan, sonnaarskool toe gaan. Ek het toe my bril gevind, hy was in my sak gewees. Gebeur mos met ons, nê? Almal van ons het al hierdie foutjie gemaak. Vriende, ons teks is Galasiërs 5 vers 1 tot 15. Galasiërs 5 vers 1 tot 15. Kan ek tog net sê, dit mag nou lyk asof ek nou nie regtig aandag gegee het aan lydenstyd nie. Wat nie heeltemal waar is. So gedeeltelik waar, maar nie heeltemal. Ek het probeer fokus dwars deur hierdie lydenstyd, nie soseer op die lyding van Jesus nie, maar die betekenis van Jesus se lyding vir ons. En as 'n ou na al die vorige boodskappe wat ek gebring het gaan luister, sal 'n ou iets van daai tema hoor, alhoewel ek nooit direk verwys het na lydenstyd nie. En natuurlik, volgende week is dit Palmsondag as ek dit reg onthou, en dan gaan ons die laaste week van Jesus se lewe vier, en dan die kruisiging, Goeie Vrydag, en dan ook die opstanding uiteindelik. En wat ons hieroor praat, gaan oor die krag van daardie opstanding in ons lewe. En die opstanding
alhoewel dit die hooffokuspunt van ons geloof is, kon nie gebeur as Jesus nie vir ons gesterf het nie. En al die gevolge van wat daarna gevolg het, soos om vry te wees, vloei voort vanuit die kruis van Jesus en die opstanding. So net so 'n bietjie konteks vir waar ek aan hierdie temas kom, en ek het regtig nie probeer om hierdie tyd van die jaar nie in ag te neem nie. Galasiërs 5 vers 1 tot 5. Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indring nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle, as julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Dit sê ek weer nadruklik vir elke een wat hom laat besny. Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek. Julle het die genade van God verbeur. Wat my betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo vrygespreek sal word. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Julle was so goed op pad. Wie het julle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam? Wie het julle omgepraat? Nie God nie. Hy roep julle tot gehoorsaamheid. 'n bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. Ons band met die Here gee my die vertroue dat julle net so sal dink soos ek. Maar die man wat vir julle in verwarring bring, wie hy ook al mag wees, God sal hom straf. Wat my betref, broers, as ek nog verkondig dat 'n mens besny moet word, waarom word ek nog vervolg? Dan is die kruis as struikelblok mos uit die weg geruim. Ek wens die mense wat die verwarring onder julle stig, wou hulle self dan maar heeltemal ontman. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie heeltemal later verslind nie. Dis ons teks vir vanmôre. Wanneer ons dink oor vryheid, vriende, dan is daar 'n klomp prentjies wat by 'n mens in jou kop kan opkom. Die woord vryheid word partykeer baie koestig, na my mening, gebruik in die wêreld. Daar word oorloë gevoer in die naam van vryheid. Hulle sal 'n oorlog aan die gang sit om mense sogenaamd wat onder 'n juk is, vry te maak. Daar sal sekere groepe opstaan en hulle self vryheidsvegters noem. En so sou ek kon aangaan. Die hele Franse revolusie het met die hele gedagte gewerk van vryheid, gelykheid en broederskap. Die hele
gebruik van die term godsdienstvryheid word misbruik op allerlei maniere deesdae. Vryheid het in 'n sekere sin 'n woord sonder slaankrag geword, het 'n woord geword wat uiteindelik maar net in die hande van die magtiges 'n wapen geword het, om mense maar net weer onder 'n ander en 'n nuwe slawejuk te bring. Maar wanneer ek Paulus en Galasiërs veral lees, en trouwens die hele Bybel as dit kom rondom vryheid, maar veral vir Paulus, is vryheid die begrip soos wat hy dit verstaan, en ons gaan nou daaroor praat, 'n ononderhandelbare begrip. Kyk, daar is geen manier hoe jy met hierdie vryheid wat Christus vir jou gegee het, enige kompromie in Paulus se verstaan daarvan kan maak nie. Jy is vry, heeltemal vry. Jy kan kies om enige iets te doen, net wat jy wil. Paulus sou sê, man, as 'n ou teen die verkeer wil opry, dan gebruik hy sy vryheid. Hy mag dit doen. Hy moet net ook bereid wees om die gevolge van die besluit om sy vryheid so te gebruik uiteindelik te kan neem. Ek het 'n tannie geken wat in een van ons vorige gemeentes was daar 2 hekke en daar was pyle wat gewys het in watter rigting jy moet ry. Sy het altyd teen die pyl gery. En toe ek haar eendag vra, tannie, hoekom doen jy dit? Ek wil net verstaan. Toe sê sy, want ek kan. Sy het die vryheid om te kom. Nou, Paulus gebruik hier die hele kwessie rondom die besnydenis om oor vryheid te praat, want in die gemeente van Galasiërs was dit 'n probleem. Maar in Korinte praat hy ook oor vryheid, alhoewel hy nie die woord vryheid gebruik nie, praat hy daar ook oor die dwaalleraars wat alle nuwe rande verpligtinge op mense kom plaas, om op 'n sekere manier hul geestelikheid uit te leef. Weer daaroor praat net. Maar hier praat hy oor die besnydenis. En ons kan dit as 'n voorbeeld neem by Paulus oor hoe uiteindelik vryheid weer ingeperk word. Paulus sê, as jy jouself laat besny, dan plaas jy jouself eintlik net weer onder die wet van Moses. En as jy een deeltjie van daai wet doen, dan moet jy die hele wet doen om uiteindelik gered te kan word. Jy kan nie kies nie. Jy kan nie hierdie deeltjie doen en dan nog steeds dink jy's vry nie. Jy plaas jouself eintlik net weer onder 'n nuwe las en verpligting. Jo, vriende, maar hy's rof met hierdie ouens, nê. Hy sê vir hulle, as julle dit doen, is julle buite God se genade. Wow, dis rof. As hulle die vryheid wat aan hulle gegee het, so wil misbruik, is hulle buite die genade van God. En die ou wat hulle hierdie dwaalleer leer, hy sal deur God gestraf word. En die ouens wat hulle self laat besny, hoor net wat sê hy, hoor net hoe kwaad is hy, hoor net hoe ononderhandelbaar is God se vryheid. Hulle moet hulle self sommer heeltemal ontmaak. Rof. Vryheid vir Paulus is ononderhandelbaar. Hy gebruik die voorbeeld van die suurdeeg en op ander plekke in die Bybel word daai suurdeeg positief bedoel, maar hier is dit in 'n negatiewe konteks waar hy sê, dit vat net 'n klein bietjie, net 'n paar mense wat met hierdie nonsens in 'n gemeente kom om die hele gemeente uiteindelik te vergiftig. Soos wat suurdeeg klein bietjie nodig is om die hele brood uiteindelik suur te maak. En sy hele betoog is uiteindelik gebou op wat Christus vir ons gedoen het. Christus het gesterf. Hy het aan die kruis vrywilliglik
vir my en jou sondes gaan sterf. Hy het vrywilliglik vir ons op daai manier vryheid gaan koop. En dit het sy lewe gekos, sodat ek en jy vry kan wees. Jesus se kruis, sê Paulus, waarborg ons vryheid. En die oomblik wanneer ons hierdie vryheid op een of ander manier beperk of misbruik, dan trek ons 'n streep deur die kruis van Christus. Deur die genade. Christus het, dan sê Paulus, ons vrygemaak met 'n doel. Hy het ons vrygemaak sodat ons die keuse kan uitoefen om mekaar lief te hê en vir God bo alles lief te hê en te gehoorsaam. Kom ons praat oor hierdie vryheid 'n bietjie waarvan Paulus praat. Julle sal alreeds 'n aanvoeling gekry het dat hierdie vryheid eintlik 'n bitter gevaarlike ding is. Nee? Dat dit regtig uit, en dis hoekom ons baie keer hierdie vryheid in die kerk en op ander plekke probeer beperk, want ons het 'n aanvoeling daarvoor dat dit regtig bitter gevaarlik is. Want in die verkeerde hande kan dit tot anargie lei en tot tirannie, en ons sien dit in hierdie wêreld. Ja, en vryheid het 'n klomp risiko's ook daaraan verbonde. Hy tannie kan in die verkeerde baan opry, maar daar's 'n risiko daaraan om haar vryheid so te misbruik. Was in 2010 was ek vir 'n konferensie in Michigan in die VSA gewees, en daar het ek eendag om 'n tafel gesit en eet, en daar was 'n Kanadese professor, en ons het sommer net so gesels oor die wêreld en waar ons vandaan kom en hoe dinge lyk. Onder andere oor die leeu's wat so vrylik hier in Afrika rondloop. Hulle glo dit nou nog. En toe vertel hierdie prof vir my, wat 'n Kanadees is, uit Calvary kom in Kanada. Toe sê hy vir my, elke oggend as hy opstaan, dan het hy 2 gebede. Die eerste gebed is dat hy 'n beer sal sien. Die tweede gebed is dat die beer hom nie moet sien nie. Sien vriende, daai beer is net vry as hy die vermoë het om daai ou wat bid, daai profie ook raak te kan sien. Wanneer ons daai beer daar in 'n dieretuin agter 'n hok sit, wat ons elke nou en dan gaan besoek, en so van 'n afstand af kyk, dan is daar geen vryheid nie. Nie vir my nie, en ook nie vir daai beer nie. Dis die risiko waarvan ek praat. Sien, daar is ook aan vryheid iets opwindend, iets wat die adrenalien laat pomp. Dink net aan 'n ou wat uit 'n vliegtuig uitspring met sy ou valskerm en vryval. Ek het al met daai ouens gepraat. Hulle sê daar is geen ander gevoel van vryheid as om net vry te val aarde toe vir 'n oomblik. Motorfietsrye sê dit ook vir my. Veral as hulle nie 'n helm op het nie. En daai wind so deur die hare waai en hulle teen 'n helse spoed jaag. Daai vryheid, maar daar's 'n risiko aan. Die valskerm kan dalk nie oopgaan nie. Die ou op die motorfiets kan dalk val. Daar's 'n risiko in die vryheid wat hy het om vry te val. En die oomblik wat ek hom in 'n hok sit, die beer, het ons vryheid weggeneem.
Ons beperk vryheid, vriende, dit is so, want ons is bang vir die opwinding en die adrenalien wat hierdie vryheid vir ons bring. Daarom stel ons 'n klomp reëls in en voorvereistes en geloofshekkies waaroor ouens moet spring om uiteindelik deel van die huisgesin van God te wees. In Korinte sê Paulus dit vir hulle. Hy sê julle die heel beste ding het julle verwaarloos en dis liefde. Julle kom stel 'n klomp hekkies aan mense dat hulle byvoorbeeld in tale moet praat. En as hulle nie in tale praat nie, dan ken hulle nie die Here nie. En hulle moet geloofswonders doen. Dan as hulle dit nie kan doen nie, dan het hulle nie die Gees ontvang. En Paulus sê, broeders, julle is verkeerd. Julle is soos hierdie ouens wat die besnydenis die hele tyd vir mense in hulle kele afdruk. Ons is vry. Daar is nie beperkings aan ons geloofslewe nie. Nie eers wat Paulus daarop uiteindelik antwoord nie. Ons kan nie mekaar soos beere in 'n dieretuin toesluit, omdat ons bang is vir vryheid nie. Paulus sê vryheid is nie die probleem nie. Dit is nie vryheid wat die moeilikheid veroorsaak nie. Dis hoe vryheid gebruik word. Word dit gebruik vir goed of word dit gebruik vir kwaad? Wanneer ons vryheid misbruik, kwaad daarmee te doen, dan het ons keuses gevolge. Ons moet dit verstaan. As ek teen die verkeer opry, gaan ek iewers 'n preng maak. Daarom kom Paulus in vers 13 en hy sê, moet asseblief net nie julle vryheid misbruik nie. Die oomblik as jy jou vryheid misbruik, gaan jy die opwinding, die adrenalien van daai vryheid wat Christus so duur aan die kruis voorbetaal het, gaan jy dit verloor. Hy sê moenie jou vryheid gebruik, en dan gebruik hy 'n woord in die Grieks wat eintlik 'n militêre term is, wat uit die oorlogwêreld kom, waar jy moenie jou vryheid gebruik as 'n lanseerpaneel van waar af jy uiteindelik sonde doen. Julle ken daai, ek sien op die TV deesdae hierdie goed met die groot missiele so, daai trokke. Daai is 'n lanseerpaneel. Sê ons moet dit nie daarvoor gebruik om sonde te doen nie. Hierdie vryheid is 'n lanseerpaneel om goed te doen, om die regte ding te doen. Hierdie vryheid is 'n lanseerpaneel om liefde te gebruik sodat ons die goeie in mense se lewens kan doen. Kom ons beskryf net hierdie liefde vir mekaar, want ons het dalk nie almal dieselfde definisie van liefde nie. Hierdie liefde se oorsprong is by God. God het vir ons kom wys in Jesus Christus hoe ons moet lief hê. Hy het vir ons kom wys dat ons dit doen deur diensbaarheid aan ander. Trouwens 1 Johannes 4 sê Johannes dat God is liefde. Hy is nie net die bron nie, hy is nie net die oorsprong nie, hy is die liefde. En as jy in hom is, sou Paulus sê, kan jy nie anders as om soos hy lief te hê nie. Julle hoor ook dat dit hier gaan oor verhoudings. Vryheid ook gaan oor 'n verhouding. 'n Verhouding met God en 'n verhouding met mekaar en 'n verhouding met ons naaste en 'n verhouding selfs met ons vyande. Die ouens van wie ons nie hou nie. Wat Paulus wel ook vir ons sê is dat liefde is nie iets wat ek voel wanneer ek voel nie. Dit is nie 'n emosie nie. Liefde is ook nie 'n tegniek wat ek gebruik sodat ek my eie sin uiteindelik kan kry.
Dis ook nie 'n abstrakte begrip waaroor ek kan mediteer en bepeins nie. Vriende, dis 'n werkwoord. Dis 'n doenwoord. Dis 'n leefwoord. Dis 'n leefstylwoord. Dis 'n doenwoord. Vriende, dis in die laaste plek 'n respons. 'n Respons op die oneindige, onbeperkte liefde wat God in ons kom bewys het. Liefde word geleef teenoor mense. Kom ek definieer ook net hierdie mense, want ek dink dit is belangrik. Ons kan so maklik mense in hokkies plaas en etikette op hulle hang. En ons kan so maklik besluit wie ons naaste is. Maar kom ek sê vir julle, elke liewe geskape mens, of hy God erken of nie, staan saam met my en saam met jou voor die aangesig van God. En elke een wat voor die aangesig van God staan, is in 'n sekere sin ons naaste, of amper sê ons broer en suster. So ons liefde word nie beperk tot sekere mense nie. Ons liefde is daar vir almal, soos wat dit vir God is. As ek nie liefde het nie, vriende, kan ek nie dien nie. As ek nie kan dien nie, is ek nie vry nie, sê Paulus. In die laaste vers 15, sê Paulus uiteindelik vir ons wat die gevolge daarvan is, wanneer ons vryheid misbruik, deur dit nie te gebruik om in liefde ander mense te dien nie. Dan gebeur dit dat 'n gemeente se lidmate mekaar begin byt, verskeur en verslind. En ek het altyd beleef in 'n gemeente, waar die konflik so hoog is en die verskille so hoog is, dat hulle mekaar uitroei. En daar is net een rede daarvoor: 'n gebrek aan liefde vir mekaar. Paulus sê liefde is die manier waarop ek en jy die adrenalien, die vreugde, die opwinding van vryheid kan ervaar. Ek gaan nou afsluit. Ek lees die storie van 'n ou wat in 'n gemeente daar in die VSA, elke Saterdag het hy en 'n groep van sy medegelowiges in 'n parkeerarea by 'n winkelsentrum ouens se karre gaan was. Hy het dit nie gedoen vir 'n fondsinsameling nie. Kom ek sê dit sommer nou. En dan sou die ouens, as die kar klaar gewas is, dan wil hulle vir die was natuurlik betaal, soos wat dit nou 'n goeie mens betaal, né? Jy kry nie alles verniet in die lewe. En dan sê die ou, nee, ek wil nie geld hê. Sê net, hoe is dit moontlik? Jy kan mos nie verniet werk nie. Dan draai die gemeente se lidmate of die dominee om en dan kyk hy die ou in die gesig en sê hy vir hom, het jou kar gewas om vir jou te wys hoe lief Jesus jou het. My aangrypende storie. En die vraag wat in my hart leef die hele tyd is, op watter manier leef ek wat kan wys dat Jesus jou en ander wat my pad kruis liefhet. Dis nie genoeg om dit net te sê nie, vriende. Ons moet dit gaan leef, gaan doen.
Amen. Ek gaan vra dat Kokkie en Doretta vir die kansel sal verskyn asseblief. Nou gaan ek wel my bril nodig hê. Ek gaan onder by julle kom staan. Sommige bo op die verhoogie is makliker. Daar is hy. Goeiemôre julle. Baie welkom vanmôre. Daar is hy. Het is lekker om hier saam met julle te staan vanoggend. Ek gaan ek dink die preek was genoeg van 'n formulier as 'n ou dit wil. Ek gaan nie nog die formulier lees nie. Uiteindelik is die groot vraag in Matteus 28 stuur Jesus ons. En hy sê, gaan en maak die mense my disippels. En die werkwoord daar is nie gaan nie. Die werkwoord daar is maak. Trouwens daar staan, almakende, aanhoudend makende, moet ons gaan en mense bedien met God se liefde. En op 'n besondere manier is julle geroep en het julle geantwoord, dat julle ook deur op die kerkraad te dien, op hierdie manier iets van God se liefde aan ander wil bedien. Al is dit deur julle wysheid en insig in die besluite en die leiding wat julle by die kerkraad neem. So ek het 4 vrae vir julle. Ek gaan dit lees en dan kan julle daarop hardop antwoord. Is julle daarvan oortuig dat God self julle deur sy gemeente tot hierdie besondere diens roep? Tweedens, aanvaar julle die Ou en die Nuwe Testament as die enigste en onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing? En verwerp julle enige iets wat daarmee in stryd is? 3. Beloof julle om hierdie dienswerk soos aan julle voorgehou, die diens deur die liefde, volgens hierdie woord van God getrou te vervul. En laastens, beloof julle om tot eer van God te lewe en aanvaar julle en dat julle medegelowiges wat hierso sit, die verantwoordelikheid het om toe te sien dat julle op die regte pad bly. Ons help mekaar om getrou te bly aan die Here. Hoe antwoord jy, Kokkie? Hoe antwoord jy, Doretta? Goed, Morney, my liewe broer, kom ons draai na die gemeente terwyl ons julle groet en dan gelukwens, baie geluk, baie seën. Hoor, so voorreg om julle op die kerk